Alright, vriende, goeiemôre. Baie welkom aan elke een van julle. Ek neem aan julle doen nie die Comrades hierdie jaar nie. Ja, ons dink aan die ouens wat vasbyt en wat sweet op hierdie stadium tussen Durban en Pietermaritzburg. Ek dink daar's makliker maniere om te beweeg tussen Durban en Pietermaritzburg. Ja, ek haal my hoed altyd af vir mense wat so kan vasbyt en ja, so ons dink aan hulle. Ons tema vanoggend kan jy sien daar so, hak so 'n bietjie daarby aan, waar die tekkie die teer tref. En ons gaan so 'n bietjie daar rondom saam dink uit Kolossense 3 uit. Ek gaan die sanggroep, julle kan so lank regmaak, vir die van julle wat per video, per YouTube by ons inskakel, ook baie welkom vanoggend. Altyd 'n voorreg om op die manier ook saam met julle te deel uit die woord van die Here en te deel in die aanbidding. Mag die Here ook daar waar jy in jou blyplek is, mag die Here ook daarso baie goed wees vir julle. Kan ek so vra, is daar enige nuwe lidmate of mense wat nuut wil aanmeld, dan moet jy net jou hand opsteek want ons het geskenkies vir jou. Lyk vir my, dis net ons oues hierso vandag. So, ja, is die enige besoekers, dit gebeur ook. Is daar besoekers vanoggend hier saam met ons, daarso is, baie welkom. En ons hoop julle kuier lekker hier in ons mooi dorp, met die lekker weer. Ja. Goed. So ons begin ons erediens altyd net met 'n bewuswording. En die rede daarvoor is eintlik is dat 'n mens so jy maak staan sonnagoggend op, jy woel om klaar te kry, net om betyds te wees en jou man jaag jou aan, kry nou klaar, ons moet ry. So nou, ons kom nie altyd hierso en ons is rustig nie. Ons is baie keer nogal redelik gespanne hierso as ons hierso aankom. En daarvoor is dit nodig dat ons net bewus raak van die teenwoordigheid van die Here, want dit is sy teenwoordigheid wat ons hierso is. So dis hoekom ons 'n bewuswording moment het, en wil ons vir jou uitnooi om nou rustig te raak. Die Here is hier in sy volheid, en kom ons laat hom toe, dat hy met ons werk, dat hy vir ons vashou. So ons vers kom uit Kolossense uit. Wanneer ons bewus raak van die Here, dan kom ons na hom toe en ons vra God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Net bewus raak daarvan dat ons die Gees sal toelaat, dat hy vir ons God se wil duidelik sal bekend maak, sodat ons tot eer van die Here kan lewe. Here, u sien vir ons vanoggend hierso. Ons wil nie net nog 'n erediens hou en net nog 'n erediens bywoon nie, en net nog 'n keer uit die Bybel uitlees nie, en net nog 'n keer saam bid nie. Ons kom in ons gebrokenheid en ons bid vir mekaar en ons bid tot u en ons vra dat u deur u Gees in ons sal werk, u wil sal bekend maak, sodat ons meer en meer die heerlikheid van Christus sal vertoon. Kom Vader, Seun en Gees, kom doen dit ook vanoggend in ons lewe. Amen. En net soos wat ons so sit, gaan ons in aanbidding in, en ons lied sê ook vir ons, wees stil, want die Heilige is hier.
nou kan ons staan en ek wil vra terwyl ons staan, kyk net so rondom jou, dit is jou geloofsfamilie hierso. En as jy nog nie hallo gesê het nie, sê hallo vir mekaar. En dan gaan ons nou eintlik vir mekaar hierso sing. Ons is almal hier te saam vergader in sy naam. Kom ons staan. Daai, dankie. Kinders, julle moet vir my help. Julle is dun gesaai vanoggend, maar die van julle wat hier is, asseblief kom help vir my. As hy. Soos weer met die
Gaan dit goed met julle? Julle 'n lekker week gehad? Goed gegaan? Hoe let? You had a nice week? Okay. Klaar met toetse en eksamens. Ek gaan hom afsit as hy so heel dalk bietjie sagter sit, ek weet nie. Imka, daar sy. Goed, kom ons hoor van verjaarsdae. Daar is ons verjaarsdae en dit is sommer so van die week voor wat verby is en die week wat kom. So is daar enige verjaarsdagmaatjies vanoggend hierso by ons. Drie. Daar is hy, die 14de. Ja, goed. Dis vandag. Julle moet verskoon, ek is nie altyd lekker by nie. Ek is 'n instrumentbaba. Goed. Sal jy daar vir tannie Drien gaan gee? Joop, jou naam is ook daar so. Daar's hy, die 20ste. Daar's hy. Ons moet nou nog vir Drien, jy met jou hand mooi opsteek vir Poelie. Nee. Is daar nog verjaarsdagmaatjies? En ek vergeet baie keer is daar huweliksherdenkings. Is daar enige huweliksherdenkings? Dis 'n gevaarlike vraag, want as jy dit vergeet het, is jy in die moeilikheid. So. Daarso. Hartie? Huweliksherdenking. Goed, hoeveelste? 3. Mooi vir jou en Albert. Sommer van elkeen van hulle gee. Gaan gee vir die oom ook, anders is daar moeilikheid. Goed. En wie gaan vir ons help met die kers en met die Bybel? Kom ons kyk, julle het nou uitgedeel, die wat nou nie uitgedeel het nie. Kom, help ons, sis, kom help vir ons. Hy vir ons aansteek, sal sy. Ons Bybel wat vir ons so kosbaar is, waarin ons die Here beter leer ken, en die kers wat vir ons herinner daaraan dat die Here die lig in ons lewe is. Nou sê 'n bietjie vir my, wie van julle weet wat vandag gebeur, né? Comrades, hoe ver is dit? Weet julle hoe ver is dit? Amper 90, wat is dit vandag? 88, ek weet nie, ek bel nie eens so ver nie. Draf ons. Hoe ver is dit? 88. Nee, ek dink dit is 98. Ek dink dit is tussen 88 en 90. Jy's reg, maar dit verskil ons baie keer net so bietjie. Ja, dit is verskriklik ver. En dit is op en af. As dit nou in die Vrystaat was dit baie makliker. Is op en af en so daai ouens moet regtig vasbyt, né? So, wie van julle draf? So julle draf. Ek steek my hand op hier, né? Ek vra. Goed, so wat het 'n mens nodig as jy draf? OK. So, kom ons sê nou, OK, goed, jy wil nou begin draf en jy koop nou jou tekkies. Wat dan? En jy sit hulle daar mooi in die kas. Jong, is die mooiste tekkies. Jy vertel vir almal, yes, ek het vir my 'n paar mooi tekkies gekoop, hoor. Is jy nou al 'n drawer? Nee. Nou wat nou? Jy dan die tekkies? Jy moet eers gaan begin draf. Jy moet die tekkies aan jou voete sit, né? En dan moet jy gaan begin draf. Dit help nie, die tekkies is in die kas. En jy sê jy's 'n drawer nie, né? Jy kan die mooiste tekkies hê, maar hierdie tekkies is gemaak om te draf. Is nie gemaak om in jou kas te wees nie. So julle dit onthou. So nou, kom ons sê nou so 'n bietjie oor hoe werk dit met ons in ons verhouding met die Here, want ek probeer nou vir julle 'n beeld skep. So, as ek sê ek is 'n kind van die Here, wat vra dit? Wat moet gebeur? Dis 'n moeilike vraag. If I say I am a follower of Jesus Christ, what needs to be done if I am a follower?
Think, and coming to you. Think. Okay, jy moet die Bybel lees en jy moet vir hom bid. Wat belangrik is. Weet jou maatjie nou al enige iets van of jy 'n kind van die Here is? Ons al jy lees nou jou Bybel in jou kamer en jy bid seker hierso so, dink net so 'n bietjie daaraan, want daai is reg, dis nie verkeerd nie. Willie, what do you think? Pray and read the Bible. So what? So Jesus can answer your prayer. Okay, so daai is reg, julle is doodreg. Ons moet lees, Bybel lees en ons moet bid. Liam, jy moet in hom glo, dis reg, so al daai goeters is reg. Maar weet jou maatjie of jy 'n kind van die Here is? Weet jou pa en jou ma of jy 'n kind van die Here is? Do your parents know that you are a child of God? How will they know? How will they know? Hoe sal jou maatjie weet? Hoe dink julle? Is daar maatjies van julle wat kinders van die Here is? Hoe weet jy dit? Moeilike vrae hierdie. Hulle is vriendelik. Okay, hier begin ons nou al die tekkies aantrek en ons begin nou al draf. Ek kom by my maatjies uit en ek is vriendelik. Wat nog? En ons begin draf en ek het respek vir my maatjies. Respek is 'n baie groot woord, maar dit beteken ek gaan nie lelik praat met jou nie, ek gaan nie agter jou rug lelik praat nie, ek gaan respek hê vir wie jy is. Kan julle agterkom? Bybel lees en bid is reg, want daar leer ek hoe om die tekkies aan te trek en te gaan draf. Ons kan nie die tekkies, ons kan nie die Bybel lees en die bid in die kas los nie. Die Bybel lees en die bid sê, hey, jy môre by die skool kom. Wil ek hê jy moet doen wat jy gelees het. I want you to practice that which you have read in the Bible. If you have read something like God is love, and you must love the people around you, your friends, then I must remember that. Then I must put on the shoes and I must go and love my neighbor, my friend. Alright, dis belangrike goed en ek weet julle doen dit. Moenie die tekkies in die kas los nie. Trek die tekkies aan en gaan hardloop. Goed, ek dink ons moet nou sommer saam 'n gebed doen. Dink julle ook so? Kom ons bid saam. Heavenly Father, we want to thank you that you have brought us together this morning. Dankie liewe Here vir u teenwoordigheid hierso en dankie dat u vir ons ook vanoggend hier wil iets leer van om uit te gaan en om u lig te gaan uitdra in hierdie wêreld. Wees met ons kinders, sulke pragtige kinders, Here. Hou u hand oor hulle en hulle gesinne. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goed. Hulle gaan vanoggend in groepies, né? So julle gaan daarso in julle groepies. Ons moet nog eers, sorry, ons moet nog eers 'n liedjie sing. Ons moet 'n liedjie sing wat hierby pas. Is dit nog nie kan ons hom skiep volgende? kom ons sing daai een. Kyk daai een. Bly volhard soos atlete. Dit is daai ding van hou aan. Goed.
Dis uit. Julle kan uitbeweeg in julle groepies in. Verjaarsdagmaatjies, ons wens vir julle net die mooiste toe. Mag jy elke dag weet dat die Here jou liefhet, dat die Here daar is vir jou. Mag jy dit raak sien in vriende, in vriendinne, en sommer net mense wat lief is vir jou. Mag jy ook die Here se hand daarin raak sien. Goed. Vriende, ek het so baie wat ek wil sê, want ek gaan vinnig praat vanoggend, dat ons alles gesê kry. So, want regtig, ons moet hierdie goeders by mekaar kry. So met Pinkster het ons gepraat, en ek sê dit sommer vir die ouens, nie almal was hier so met Pinkster nie. Ons het begin en gesê, die Here wil nie vir ons 'n hartomleining gee nie, die Here wil vir ons 'n hartvervanging gee. Hy wil vir ons nuwe harte gee. Daar het Esegiel uit, ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en aan julle 'n hart van vleis gee. Sy gees wat binne in ons kom woon. Hart van vleis gee, nuwe harte. En toe het ons nou verlede Sondag het ons bietjie gepraat oor hoe lyk hierdie nuwe hart van God. En ons het stil gestaan rondom die verhaal van die verlore seun. En die verlore seun, as jy daar kan onthou, is nou die een seun wat weggaan en sy lewe val uit mekaar uit en hy sê, maar dis beter dat ek terugkom na my pa toe, en dan staan die pa en uitkyk en staan daar so toe hy nog ver was, het sy pa hom al tegemoet gehardloop. So harte, nuwe harte is harte wat op die uitkyk is. En die Here wil vir ons ook leer om mense te wees wat nie mekaar uitkyk nie, maar mense wat uitkyk vir mekaar. Daar is vir mekaar. En ons het ook gesê, dit bly nie net daar op die stoep nie, die pa hardloop sy kind tegemoet. Harte wat vir mekaar uitkyk, is ook harte wat mekaar tegemoet loop. En ons gaan so bietjie, en die pa sê op die ou einde vir die ou boet, jong, kom vier fees saam met ons, want ons kan tog nie anderste as om bly te wees dat jou boetie tuis gekom het nie. En dis nou waar ons vanoggend nog so bietjie meer wil vashaak. Ons kan tog nie anders nie. Nuwe harte is harte wat anders te klop, wat anders te kyk na die lewe. En dit vra 'n stuk praktyk. Dis vir ons baie lekker om te hoor dat die Here vir ons liefhet. Dis vir ons baie lekker om te hoor dat die Here ons tegemoet hardloop, dat die Here genadig is vir ons baie lekker. Maar ongelukkig haak ons so bietjie vas daarby. En dit is nie hoe dit behoort te wees nie. Ons kan nie vashaak by God wat goed is vir my en lief is vir my nie. Die liefde wat die Here vir my gee, moet altyd in die praktyk buite na die wêreld toe gaan. En ons gaan vanoggend nou uit Kolossense lees. Ons Bybelstudie op 'n Dinsdag het ons nou by Kolossense stil gestaan. En daar het sulke wonderlike gedagtes uitgekom, so dit is gedagtes wat ons met mekaar gedeel het. Paulus se briewe werk so, ek herinner jou maar net as jy nie dalk nie geweet het nie. Paulus begin altyd in sy briewe met die Here wat ons tegemoet hardloop, die Here wat vir ons liefhet en in Christus vir ons kom verlos. Eerste gedeelte van die brief. Tweede gedeelte van die brief. Wat beteken dit nou in die praktyk? Hoe lyk dit wanneer die tekkie die teer tref? Geloof, soos tekkies wat net in die kas bly, verloor sy krag, verloor sy waarde. Geloof is gemaak om buite toe te gaan. Geloof is gemaak om die wêreld al te raak. So Kolossense 3, lees saam met my, ek gaan nie al die verse lees nie, maar ons gaan 'n klompie lees. In die eerste plek sê Paulus, onthou die eerste gedeelte, Christus het vir julle gesterf, julle is nuut gemaak. Nou sê hy vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is. Kan jy hoor, Paulus begin nou al met
Jong, jy moet anders te dink. Hier wat tussen jou ore aangaan, moet verander. Vers 9. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dis die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte met julle psalms, lofgesange, ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al doen of sê, doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Nou, zoom hy nog so 'n bietjie meer in die praktyk in. En nou begin hy praat met ons wat in verhouding staan. So hierdie is nie ChatGPT, hoe moet huwelike lyk nie, en dan spoeg hy vir jou iets uit nie. Hierdie is Paulus. Wat Paulus sê, hoe moet ons verhoudings met mekaar lyk? Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word, en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. So kom ons volg die spoor van Paulus se redenasie. Kom ons sit net al die legkaartstukkies weer mooi by mekaar. Hy begin by die nuwe hart, is 'n skepperhart. Ons het 'n nuwe hart ontvang. Hierdie nuwe hart is besig om ons al hoe meer en meer te vernuwe na die beeld van ons Skepper. Nie na enige iemand anderste nie. Hou op om iemand anderste te probeer wees. Jy en ek is gemaak deur ons Skepper en sy hart is besig om ons te vernuwe. Al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper tot die volle kennis van God. Nuwe harte is 'n skepperhart, is God, wat in die begin eintlik gesê het, kom ons maak mense na ons beeld. En God is besig om ons te hernuwe, vernuwe, wedergeboorte, om hierdie nuwe hart binne in ons te plaas. Skepperharte klop anders. Vriende, as ons ernstig is oor ons verhouding met die Here, dan is 'n mooi Bybelversie en 'n mooi gedagtetjie nie goed genoeg nie. Dit vra dat my lewe verander. Dit vra dat my lewe skuif. Dit vra dat hierdie hart anders te begin klop binne in my. Hoe klop hy anderste? Die nuwe hart klop anderste, het 'n ander fokus. Die fokus is Christus. Hier is Christus alles en in almal. En nou noem Paulus eintlik hierso 'n klomp dinge, 'n klomp dinge wat spanning veroorsaak. Wat maak dat ons nie lekker met mekaar oor die weg kom nie. Griek of Jood.
kultureel, ons en hulle, besny of nie besny nie, godsdienstige gebruike, andertalig of onbeskaaf, ouens wat meer geleerd is en minder geleerd is, slaaf of vry, sosiale onderskeid tussen wie het meer en wie het minder. Dis alles goeders waarin ons, die wêreld waarin ons ingestuur word en wat die hart van Christus, wat binne in ons klop, vir ons vra, klop anderste. Dis 'n moeilike preek vanoggend, want hierdie is moeilike goed, want jy en ek is maar te bewus van hoe ons sukkel om dit reg te kry. Kan ek sommer nou sê, wat ek altyd sê, ons traai nie, ons train. Jy traai nie om 'n kind van die Here te wees nie. Want as jy traai, na 2-3 kere is jy dalk moedeloos en sê, ek het nou genoeg getraai. Maar as jy train, sê jy, my oog is gefestig op Jesus. Hy is alles in almal. En daarom sal ek aanhou oefen, en oefen en oefen. Hier is Christus alles en in almal. Skepper harte klop anderste. Hoe klop hierdie harte? Kom ons lees dit weer. Meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig, vergewe mekaar lief hê, vrede wat Christus gee, moet jy in jou lewens die deurslag gee. Wees altyd dankbaar. Kom ons pak dit net so 'n bietjie uit. Hier's 10 van hulle wat ek so uitgepak het, wat ek so uitgegee het. Kyk net so 'n bietjie daar en ek wil nie vir jou sê gee vir jouself 'n punt nie. Ek wil vir jou vra, wat sê die Heilige Gees vir jou? Waaraan kan jy en ek meer werk? Meelewend. Aan die ander woorde, die lewe gaan nie net oor myself nie. Ek dink nie net aan myself nie. Ek kyk uit vir ander. Goedgesind. Jy kan jou hart vol maak met 'n klomp agterdog en kwaad en 'n hart wat nie goedgesind is nie. En die lewe raak bitter vir jou. Nederig. Om so vol van myself te wees en so 'n behoefte te hê aan ander se erkenning, kom eintlik uit 'n selfbeeld wat stikkend is. Sagmoedig. Nie hardkoppig nie, 'n hart wat sag is, 'n hart wat uitkyk, 'n hart wat wil omgee. Verdraagsaam. Nie altyd my opinie nie altyd die manier hoe ek dit wil doen nie. Ander mense doen dit op 'n ander manier. En ons moet leer, as ons ernstig is oor ons verhouding met die Here, om verdraagsaam te wees. Ons is nie almal dieselfde nie. Geduldig. En daar duik ons almal onder die stoele in. Want ons weet, sukkel ons daarmee om geduldig te wees. Geduldig te wees is om diep asem te haal. Geduldig te wees is om te luister. Geduldig te wees is om jouself op te offer. Al is jy nie lus daarvoor baie keer. Is om geduldig te wees. Vergifnis, groot ding in ons lewe, waar ek te nagekom is om dit te laat gaan en te sê, dis okay, ek wil vergewe, ek wil vergifnis gee. Liefde. Praat maklik oor die liefde. As 'n opofferende liefde. Dis 'n liefde wat nie na sy eie belange, net na sy eie belange uitkyk nie. Die vrede van Christus, dankbaarheid. Ons kan so vasgevang raak in ons lewe aan dit wat ek nie het nie en hoe moeilik die lewe is en dit wat ander het, dat ek vergeet om dankbaar te wees. Elke een van ons het rede tot dankbaarheid, want elke een van ons het die goedheid van die Here binne in ons lewe. En die oomblik wanneer jy dit begin raak sien,
ontspring daar 'n fontein van dankbaarheid, van dankie Here, ek weet ek verdien dit nie, dankie vir dit wat U vir my gee. Praktiese goed in ons lewe, dis nie wollerige goed hierdie nie, dis ook nie moeilike teologiese terme nie, dis baie, baie, baie eenvoudig hierdie. En nou kom Paulus en hy sê, is reg, hierdie is die eienskappe, meelewend, goedgesind, sagmoedig, verdraagsaam, geduldig, vergifnis, liefde, vrede van Christus, dankbaar. Kom ons doen dit in die praktyk. En dis nou waar die tekkie die teer tref. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Manne, jy mag nie nou jou vrou met die elmboog pomp nie, jy mag ook nie vir haar kyk en oë trek nie, want die Here praat nie met jou nie, die Here praat met vrouens. So jy kan vir hierdie oomblik in die erediens kan jy ontspan. Jy hoef nie nou te luister nie. Maar die Here praat met vrouens. En ek weet die onderdanigheid, dit is nie daai ding van ja en amen en dis nie daai ding. Dit was nog baie meer moeilik gewees in die Bybelse tyd as wat dit in vandag se tyd is. Want die vrou het geen status gehad nie. Iemand skryf oor die kommentaar hieroor sê, bloot die feit dat Paulus vrouens aanspreek is al klaar 'n wow. Want vrouens was so in die agtergrond, so nie gesien nie, nie geag nie. Hulle moes net, dis nou regtig barefoot and pregnant. Dit is nou, jy moet kos maak voor die stoof, kos maak en jy moet kinders voorbring. Dank die Here dat dit verander het, né? Maar jy het nog, as vrou het jy nog 'n baie bepaalde rol en jy het 'n baie bepaalde invloed in jou man se lewe. Die manier hoe jy optree het 'n baie bepaalde invloed oor wie jou man is. En daarom is daai tweede gedeelte van die vers is nogal belangrik. Soos dit pas by mense wat in die Here glo. Jy is nie gehoorsaam aan jou onderdanig aan jou man omdat jy bang is vir hom nie. Jy is nie onderdanig aan hom omdat jy hom net wil please nie. Dit is nie wat dit is nie. Jy is in 'n verhouding ondersteunend vir jou man. Hoekom? Sodat die eer van die Here daardeur kan uitkom. Dis waaroor dit gaan. Gaan nie eintlik oor jou man nie, dit gaan eintlik oor die eer van die Here. So luister so 'n bietjie wat sê hy in 1 Petrus 3 hieroor. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie en die mans sien hoe Godvreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Die manier hoe ek optree, die manier hoe ek teenoor my man optree, sodat Christus die eer kan ontvang, sodat jou man vir Christus gewen kan word, sodat julle verhouding tot eer is van Christus. Ek weet dis 'n komplekse ding. Ek weet daar's verhoudings wat toksies is, wat sleg is. En elke verhouding lyk anderste. En ek kan nie vir jou sê, ek kan nooit vir jou sê, wanneer moet jy uit 'n verhouding uitklim? Wanneer is dit nou genoeg? Ek kan dit nie vir jou sê nie, maar terwyl jy in die verhouding is daar 'n baie bepaalde rol wat jy het om die beeld van Christus uit te dra teenoor jou man. Efesiërs praat daaroor en sê vrouens wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Met ander woorde, my onderdanigheid is regtig gekoppel aan my verhouding met die Here. Die manier hoe ek onderdanig is omdat ek gekoppel is omdat die skepperhart van God binne in my klop. En omdat ek daardie eienskappe wil uitbring van geduld en van ruimte skep en verdraagsaam wees. Om geen ander rede nie. Gaan lees maar 1 Korintiërs 13 weer. Dink nou sommer net daaraan, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Hy hou ook nie boek van die goed nie, né? Die liefde hou nie boek nie.
'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. So vrouens, julle het 'n baie, baie spesifieke rol. En jy moenie dat jou rol gekenmerk word deur net hoe jou pa was of net deur negatiewe ervarings wat jy met manne gehad het in die verlede nie. Moenie dat dit jou lewe jou rol identifiseer nie. Nee. Ons kry seer, ons word teleurgestel, maar my identiteit is in Christus en julle identiteit is in Christus. Uit eerbied vir Christus uit het julle 'n rol om te speel teenoor julle manne, ondersteunend. Ons is nou klaar met julle kan ontspan. Nou die manne. En jy mag nie oorrol vir hom nie en jy mag ook nie na die tyd sê, onthou die dominee het gesê nie. Mans, julle met julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Dit is my nogal baie kenmerkend dat Paulus, kyk net 'n bietjie hier weer na die verskil. Vrouens, wees in jou being. Met die manne is hy nie so sag nie. Hy sê, weet jy wat, ek wil vir jou sê, jy het nie 'n keuse nie, hoor, dit is hoe dit is. Dis hoe jy teenoor jou vrou moet optree. Want hy skrywe in 'n mannewêreld. En in 'n mannewêreld vat 'n man nie sommer net opdragte van enige iemand nie, want ek is die man. So Paulus is hard met hulle. Hy sê, mans, julle met julle vrouens lief hê. End of the story. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. En toe Dinsdag het Louis vir ons uit die 2020 vertaling, toe lees hy vir ons die volgende. Mans, julle met julle vroue lief hê en nie verbitter teenoor hulle raak nie. Kan jy dit hoor? Kom ek sê net weer vir jou die vergelyking. 83 vertaling, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Moenie verbitter teenoor hulle raak nie. En hier is 'n belangrike ding, hier is nogal 'n belangrike begrip wat hierin kom. Om die lewe bitter te maak vir iemand anderste is eintlik uit jou eie bitterheid uit. Jy maak nie die lewe bitter vir iemand anderste omdat jy okay is nie. Jy maak die lewe bitter vir iemand anderste omdat jy bitter is. Omdat daar seer hier binne is, omdat daar 'n gat hier binne-in is. Omdat jy af is. Dis hoekom jy ander mense, hoekom jy jou vrou aftrek tot op jou vlak, laag waar jy is. So die 2020 vertaling sê nogal vir ons iets. Moenie verbitter teenoor hulle raak nie. Manne, ons egootjies is klein. Ons is baie vinnig op ons perdjie. Om te sê, hoorie so man, onthou nou net wie is die man in die huis. Dis nie hoe ons teenoor ons vrouens behoort op te tree nie. Oppas dat die bitterheid wat dalk in jou hart is, oorspoel na jou vrou toe, na jou verhouding toe. Oppas daarvoor. En daarvoor kan net die Here in ons harte werk om te sê, dit is nie die hart wat ek wil nie 'n verbitterde hart hê nie. Ek het die skepperhart. En miskien is daar 'n geskiedenis van, jong, ons kom nie lekker met mekaar oor die weg nie, en ons stamp koppe, en ons voel net vir ons, jy weet, as ek wil tango, dan wil sy wals, en as sy wals, dan wil ek tango. Ons kom net nie by mekaar uit nie, ons hoor mekaar nie. En dan begin hier 'n stemmetjie in 'n ou se kop begin, jong, weet jy wat, sy's 'n harde kop. Eintlik is jy die harde kop. Jy en ek. En raak 'n ou ongelukkig in jou verhouding. En die heel slegste is, dan begin jy nou maar dink, maar is daar nie beter opsies nie? Nee. Nee. Waar die tekke die teer tref, is ons verdraagsaam en geduldig, en is ons lief, ook vir ons vrouens. Wat sê Efesiërs oor die mans? Julle met julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê. Kan jy agterkom, daar's geen ding van ek is die baas nie. Ek sê hoe dit gebeur nie. Daar's niks so ding nie. Efesiërs sê, ek moet my vrou lief hê soos Christus
die kerk liefhet en sy lewe daarvoor aflê. My verhouding met my vrou is absoluut gekoppel aan my verhouding met die Here. Dit kan nie anders dan nie. Dis waar die tekkie die deur tref. Mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggaam, maar wie sy vrou liefhet, het homself lief. Lees dit net weer. As jy nie lief is vir jouself nie, gaan jy moeilik lief wees vir iemand anderste. En die liefde vir jouself begin waar jy besef dat die Here jou liefhet. Die Here het jou spesiaal gemaak. Jy het niemand anders as 'n erkenning nodig nie. Wie sy vrou liefhet, het homself lief. Die afbreek wat jy doen aan jou vrou, is eintlik die afbreek wat jy doen aan jouself. Volgende lyn. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, en die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Jy sien baie kinders vanoggend nie, maar ons moet dink daaraan. Miskien is jy nog 'n kind eers. Hê respek vir jou ouers. Dis wat die Here van ons vra. Hanteer hulle met respek. Ons lewe in 'n wêreld van menseregte, en menseregte is goed, maar menseregte kan siek ook raak, waar 'n kind dink ek kan doen soos wat ek wil. En ek kan my ouers hanteer soos wat ek wil. Dan praat ons nie van 'n verhouding met die Here nie. Want kyk weer eens daarso, soos gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Kinders wat gehoorsaam is aan hulle ouers se verhouding is direk gekoppel aan hulle verhouding met die Here. Goed, is nie los van mekaar nie. Ek is gehoorsaam aan my ouers, ek hanteer my ouers met respek. Hoekom? Want ek het die skepperhart van God, my hart klop anderste, ek hanteer my ouer anderste. Is amper half te veel in hierdie preek. Mens moet gaan sit en dink. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word. Hoekom soek jy fout by jou kind? Een van die redes kan wees omdat daar altyd fout by jou gesoek is. So jy het nie 'n goeie selfbeeld nie. En nou wil jy jou kind druk dat jou kind daar moet wees waar jy nooit was nie. Jy maak jou kind moedeloos. Laat jou kind die persoon wees wat hy of sy moet wees, soos die Here hulle geskaap het. Nie soos wat jy wil hê hulle moet wees nie. Jou kind nie ingenieur is nie. Vaderland, hoeveel stories hoor 'n mens van ouers wat kinders druk in loopbane in en dit werk net nie. Los dit. En terwyl ek dit sê, wil ek ook sê, druk op kinders is nodig. Dit is baie keer nodig dat jy hulle so bietjie in 'n rigting indruk, maar nie om hulle af te breek nie. Nie om hulle moedeloos te maak nie. Gaan dink weer, en hierdie gaan nie net oor vaders nie, dit gaan oor moeders ook. Daar's mammas wat ook nogal druk toepas. Paas en maas. Die slotsom hiervan is wanneer my hart anders te klop, hanteer ek my kind met respek. Sien ek my kind raak vir wie sy of hy is. Ondersteun ek my kind waar ek kan. Want ons kinders is ook nie, as jy nou meer as een kind in die huis het, hulle is ook nie dieselfde nie. Se doodskote het jy al gehoor van, weet jy, as jy tog net soos jou ou sussie is, of as jy net soos jou ou boet is. Nee, jou kind is 'n unieke persoon wat die Here vir jou gegee het. Jy vergelyk hom met niemand anders dan nie. Jy ondersteun hom. En dan gaan Paulus na die werkplek toe. Julle, dit is moeilike goed hier. Dit is moeiliker as wat die Komrits is, maar dit is nodig. Wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars. Ek weet nie hoe jou werkplek is nie, partykeer is dit horribaal sleg. En is hierdie ding so moeilik om toe te pas.
Maar mag jou dryfkrag wees hoekom jy werk. Dis die ding wat hier vir my uitstaan. Vergeet van jou baas. Mag die motivering wees vir jou werk 'n opregte eerbied vir die Here. Jy doen jou werk goed. Nie omdat jy in die eerste plek so gedrewe is nie. Jy doen jou werk goed omdat jy dit doen uit eerbied vir die Here. En die toets daarvoor is waar niemand jou sien nie, wat jy doen nie. Hoe doen jy jou werk? Dis goeders hierdie wat nie net gebeur nie, dis goeders waar die Here vir ons weer met snoei en snoei en snoei. Waar die tekkie die teer tref, is daar baie keer pyn. En het ons, soos vanoggend met die komrits, het ons ouens langs die pad nodig om vir ons te help, om aan te hou. Maar die tekkies kan nie in die kas bly nie. Daar mif hulle. Tekkies is gemaak om op die pad te kom en 'n verskil te maak in ander mense se lewe. Skepperharte klop anderste. In ons huwelike verhoudings, in ons gesinne, in die werkplek, klop anderste. En die Here wil nie die persoon langs jou gebruik nie, wil jou gebruik, om daardie hart van jou anders te gaan laat klop in hierdie wêreld. Amen. Sanggroep, as julle vir ons kan regmaak, en dan gaan ek nou vir ons 'n gebed doen, terwyl julle na vore kom. Kom ons bid saam. Here, U ken ons harte, en U is die Here wat vir ons nuwe harte kom gee. Dankie daarvoor. Help ons dat hierdie hart van U, die bloed van Jesus Christus sal deurpomp in my lewe, in my doen en late, in die manier hoe ek dink, die manier hoe ek praat, in ons huwelike, in ons verhouding met ons kinders, in ons werkplek. Nie sodat ons eer ontvang nie, maar Here, maar sodat U die eer daarvoor ontvang. Maak vir ons kanale van U liefde en U vrede. Amen. Net soos wat jy daar sit, is hierdie 'n gebed wat ons bid, wat ons vra vir die Here. Here, hier is ek vanoggend, ek is ernstig oor my verhouding met U en ek wil 'n verskil gaan maak in hierdie wêreld. Laat ek in my
Vriende, in ons aanbidding en in ons voorbidding vanoggend, dink ons aan die volgende voorbidding, dink ons aan Sophie en aan Lorraine en aan Petra en Bobby, ons dink aan jou. Bobby gaan in vir angiogram, is dit nou al so? Nee, ja, nog nie. Nee, nie hartoperasie nie, angiogram, so hulle gaan na daai hart van hom kyk, so Bobby sterkte daarmee ook. En dan in ons voorbidding vir troos, Susan, julle is hierso, en gee jy, ons dink aan julle met Johan se afsterwe, en vanoggend het ons gehoor dat Jaco sy kommerits voltooi het, Jaco van Leonie en die dogters, dat hy oorlede is, so ons dink aan hulle ook in hierdie tyd. En die langtermyn siekes, daar soos die name daar, ek gaan hulle nie almal deurlees nie. Kyk daarna, dra hulle aan die Here op. Ons is daar om vir mekaar uit te kyk. Kom ons bid saam en dan dra ons hulle op, al hierdie mense op aan die Here. Here, dankie dat die vrede wat U gee, wat alle verstand te bowe gaan, ook werk deur gelowiges wat intree vir medegelowiges. Daarom kan ons vanoggend na U toe kom en ons kan vra, U sien hierdie name en ons een groot gebed is, laat die vrede van Christus heers oor elkeen van hierdie siek persone se name en ook oor hierdie gesinne wat rondom hulle is en ook rondom die twee gesinne wat hartseer het rondom afsterwe. Die vrede van Jesus Christus, die opgestaande Here, mag daardie vrede besit neem van al hierdie persone. En daarmee verklaar ons ook, Here Jesus, dat hier by ons, hier in U kerk, is U alles en in almal. U die opgestaande Here. In U naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan nou oor na die dankoffers toe. Ek wil net kyk, my afkondigings, het ek hulle nou mooi, ja, laat ek net eers daarby uitkom. So Dinsdag is daar geen Bybelstudie nie, as gevolg van die publieke vakansiedag. Woensdag en Donderdag het ons 'n sentrale ringsitting hierso by ons, so daar gaan ook nie omgee groep nie wees nie. Die manne gaan wel by mekaar kom, want hulle gaan vir ons help om ontbyt te maak vir die ouens wat na die ringsitting toe kom. Greytown, daar so die goedjies wat ons nodig het, daar so 'n sepie, 'n Vaseline en roll-on deodorant, as julle daarmee kan help. Dankie ook vir alles wat daarby inkom. En dan die 19de. I tell me ma when I go home, the boys won't leave the girls alone. They pull me hair, 19de is ons uur veraand en ons nooi vir julle uit. Daar's nog kaartjies beskikbaar. Ons het nou al 130 verkoop en ons mik vir 150. So kom en geniet die aand saam met ons. Jy kom met jou piknikmandjie en jy bring jou eie drinkgoed en eetgoed. Daar's wel lekker nagereg. Kyk net so 'n bietjie daar, daar's goedjies wat ons kan koop, cupcakes, chocolate brownies, cream soda float en hot chocolate gaan te koop wees. En ons gaan 'n piknikarea hê. So jy kan jou piknikkombers bring en ons gaan 'n piknikarea hê. As jy met jou kinders wil sit hierso, ons gaan 'n baie lekker uurse aand hê en dit geniet. So ons nooi vir jou uit, Beate gaan na die tyd daar agter by die tafel sit. En dan kan jy vir jou nog 'n kaartjie kry, dis eerskomende Vrydag. Golfdag wat kom, die 20ste Augustus, en dan het Gerda ook gevra van die aardappels. Mission Ablaze het 'n aardappeloes, en dis beslis goedkoper en varser as wat jy gaan kry in die winkel. So na die tyd gaan sy ook daar sit en kan jy jou bestellings maak, klein pakkies, groot pakkies. Ek hoor by Gerda.
En dan kan, wanneer jy dit kan kry, Saterdag met die pannekoek en die vetkoek, sal dit hierso wees en dan kan jy jou bestelling kom kry. Gerda, as dit in orde so, right, goed. En ons omgeefonds, waarmee ons wil omgee, vir hulle wat in nood is. En nou gaan ons dankoffer opneem. Daar sy. Dankie. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aard se vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, en elke keer het ek gedwaal, en elke keer het hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal, en elke dag is 'n gedagte, en elke kamer het verhier, en elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade, en wat ek het is net geleer, en eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vandag daarheen, ja laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke aard se vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek, en elke keer het ek gedwaal, en elke keer het hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal, elke dag is 'n gedagte, elke kamer het gehuur, en elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Ja, wat ek is net genade, wat ek het is net geleer, en eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vandag daarheen, ja eindelijk smag ek na die waters van rus. Lei my hier vandag daarheen. Dankie julle. Dankie vir ons sanggroep wat vir ons so Sondag na Sondag begelei in aanbidding aan. Vreeslik dankie daarvoor.
Vriende, voordat ek die seën uitspreek, daar is peppers buite aan sakke. Daai rooies en groenes en geeles. En hulle is gratis. So asseblief kry vir jou ja, ek dink daar is sakkies en goeders ook waarin jy dit kan sit. Kry asseblief vir jou. Moet nou nie verby dit stap nie. Dit is regtig gratis, vry en verniet. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Wanneer ons die tekkies aantrek van God se evangelie, stuur hy nie vir ons alleen uit in hierdie wêreld nie. Hy stuur vir ons uit met sy seun. So mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons wees en bly. You'll